Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag 26 September en ons is by Koffiekuier 977. Nou, ek wil vanmôre met jou gesels vanuit Lukas 16, daarvan vers 19 tot aan die einde van die hoofstuk vers 31. En dis 'n gedeelte wat net in die evangelie van Lukas voorkom, nie Matteus, Markus of Johannes verwys na hierdie gebeure nie. Net so 'n stukkie agtergrond van hierdie gedeelte. Jesus is met sy volgelinge, met die disippels op pad. Hulle praat oor die lewe, oor die koninkryk van God wat kom. En dan in vers 16, in hoofstuk 16 van vers 14 af, is daar die hele gesprek tussen Jesus en hierdie mense wat dan nou by hom is, oor die verhouding tussen die wet, die Torah, soos wat hulle in die Ou Testament daaroor gedink het, en hoe hy as Christus dan nou die koninkryk van God kom uitbeeld, en ook om sê, wat is jou roeping en jou verantwoordelikheid daarin. En in hierdie gesprek, dan kom dit uit dat Jesus hierdie storie vertel. Nou, my pa het altyd gesê, mens moet onderskei tussen 'n storie en 'n verhaal. Verhale is geskiedenis, dis iets wat gebeur het, wat oorvertel word. 'n Storie is nie noodwendig die volle waarheid nie, daar's dalk elemente van waarheid in, daar's dalk soos wat mense verstaan, maar storie wil 'n boodskap oordra. En ons ken sy uitdrukking nie van, moet nou nie 'n lekker storie bederf met feite nie. Nou, dis nou nie heeltemal korrek ook hier nie. Wanneer ons hierdie gedeelte lees in vers 19 tot 31, dan moet ons net in die agterkop hou, dis Jesus wat 'n storie vertel, eintlik soos 'n gelykenis, eintlik dan 'n vertel nie. En in hierdie gesprek tussen hom en die mense, veral dan wat dink oor die wet en die koninkryk, begin Jesus en sê vir hulle, daar was 'n ryk man. Nou, jy hoor mos nou sommer klaar iets van hierdie storietrant nie. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En, sê Jesus, daar was 'n arm man met die naam Lazarus, wat by die deur van hierdie ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daarin kom lek. Nou, ons sien al daardie prentjie nie, ons kan vir ons indink hoe dit moes gelyk het. Nou vertel Jesus hierdie storie verder en sê, toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham toe. Die ryk man het ook gesterwe en hy is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm u tog oor my, stuur tog vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Kan ek net gou hier onderbreek, vriende, onthou ook nou die wêreldbeeld wat hierdie mense gehad het in daardie tyd, en die hele gedagte van 'n tipe van 'n vuur, soos vir die Rooms-Katolieke Kerk daaroor het, dit was in die mindset, kan ek maar sê, van daardie mense gewees, en Jesus gebruik hierdie storie om vir hulle hierdie punt duidelik te maak. Lazarus het gesterf, hy sit daar by Vader Abraham, mos nou die symbool van die Joodse geloof, van die Israeliete, sy voorvaders, hierdie ryk man, wat in hierdie onderwêreld tipe van is, en hy brand, kom ons sê dit maar so, en hy kry swaar, hy het hierdie hitte, en hy sê, stuur tog net vir Lazarus, dat hy dan net sy vingers se punte water druk en my tong aanraak, want ek kan dit nie meer hou nie. Maar vers 25, Abraham sê toe vir hom, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd al die goeie gekry het, en Lazarus net die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê die ryk man vir Abraham, ek smeek u dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe, ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het nie woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Nou antwoord egter, nee, Vader Abraham, as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê toe vir hulle, Abraham sê toe vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. 'n verskriklike interessante storie wat Jesus vertel, vriende. Nou, ek gaan nie op 'n klomp detail hiervan in nie, want DV eerskomende Sondag gaan Dominee Jannie en Kirsten oor hierdie teks spreek, en jy kan daarby inskakel, maar 2-3 opmerkings wat ek vinnig net wil maak. In die eerste plek, wanneer hier gepraat word van Lazarus, dan moet ons hom nou nie verwar met die Lazarus wat uit die dood opgestaan het nie. Lazarus wat hier genoem word, wat
Lukas wil ons die storie oorvertel, is maar 'n fiktiewe karakter, nie? Maar die naam Lazarus in Hebreëus beteken letterlik God is my helper. So simbool, en ons ken mos nou Lukas, nie die evangelieskrywer wat juist skryf vir hulle wat uitgeweek is, hulle wat op die rand staan, die armes, die verontregtes. Lukas skryf en hy vertel hier verhaal saam met wat Jesus dan vertel vir ons van Lazarus, God is my helper, die arme man wat swaar gekry het. En dan die hele beeld wat ingekleef word oor hoe hierdie man dan nou sterf, hierdie Lazarus, die ryk man sterf en dan die hele wisselwerking daartussen. Nou, vanuit die Lukas evangelie, vriende, moet ons onthou dat Lukas altyd vir ons 'n perspektief wil gee op die woorde van Jesus en op die lewe van Jesus, om te sê dat God eintlik aan die kant van die onderdrukte en die arm, die mense wat uitgewyk dryf is uit die samelewing, dat God 'n besondere passie vir hulle het. En ek wil nou nie 'n hele politieke gesprek daaroor maak nie, so moet asseblief nou nie vir my wil aankla van allerlei goed nie, maar dit laat 'n mens dink ook aan die belydenis van Belhar, nie? Wat sê dat God op 'n besondere manier die God van die noodlydende is. En ons kan nou nie daarmee sê dat God nou nie omgee vir ryk mense nie. Dit is glad nie die punt van die verhaal nie, maar dat daar 'n besondere roeping op ons lewens is, ook as kinders van God, om by die nood van hierdie wêreld betrokke wees. Dit weet ons vast nou kom deur al die eeue heen. Dis tog die roeping van die kerk in 'n sekere sin. So hierdie storie wat vertel word, wil my en jou help om op 'n manier na te dink ook oor hierdie verhouding tussen die wet en die koninkryk wat God in Christus vir ons oopgebreek het. Wat is vir ons belangrik? Wat is vir God belangrik? Nie die onderhouding van 'n klomp wette nie. Nie die blote nakom van 10 gebooie, om daarmee te kan die regmerkies afmerk en sê, ek het dit gemaak en is eintlik my verdienste nie. Maar 'n gesindheidsverandering, waarin Jesus sê, kyk na hulle wat in hierdie lewe swaar kry en raak betrokke by hulle nood. Dis die roep, dis wat die koninkryk van God regtig beteken. Laat my sommer dink, en daarmee wil ek afsluit, ek lees nou die dag die aanhaling van George Bernard Shaw, wat by geleentheid gesê het, en ek gaan hom nou lees, dat ek nou nie vir jou verkeerd sê nie. George Bernard Shaw skryf iewers en sê, the worst sin to our fellow creatures is not to hate them. Hoor mooi, die grootste sonde teen ons medeskepsels is nie dat ons hulle haat nie, but to be indifferent to them. That's the essence of inhumanity. En vriende, dit is tog waaroor dit gaan, dat Jesus vir ons op soveel plekke in hierdie gelykenis, maar ook op ander plekke in die woord waarsku om te sê, dat ons moenie onverantwoordelik op 'n manier staan, so half raak my nie, traak my nie oor die nood en die leed van hierdie wêreld nie. Ons moet nie op 'n punt kom wat ons sê, wel, daar's 'n ou wat langs die pad bedel, maar kan my nou nie veel pla nie. Want dit is die ergste ding. Dis nie wat Christene doen nie. Christene is mense wat uitreik en God se genade oopbreek, ook vir diegene rondom hulle. Ek gaan nou nie verder vandag met jou preek daaroor nie. Ek wil vir jou uitnooi, skakel in by ons erediens. Kobus sal sekerlik die skakel deel op die WhatsApp groepe, waar Jannie dan nou, as ek reg onthou, in die Kleinmondkerk in die woord is. Ek self is nog 'n bietjie met verlof, so ek sal eers weer maandag terug wees in die dorp en in die tuig, maar intussen tyd skakel gerus in Sondag by ons erediens. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here Jesus, wanneer ons hierdie storie lees, wat Lukas vir ons oorvertel, wat u gedeel het met daardie klomp mense, dan maak dit ons opnuut bewus van die feit, dat ons ook as u volgelinge, as u kinders, 'n roeping het, om te gee en uit te reik en te sorg vir hulle wat nie op 'n ander manier kan oorleef nie. En dat eintlik met hierdie storie vir ons wil vertel, dat mense wat swaar kry in hierdie lewe, deur u raak gesien word. Dat mense wat uitgestoot is in die samelewing, dat u na hulle oplet. En Vader, dan dink ons sommer ook weer in die woorde van Psalm 113, wat jy sê, u sien my daar in die lende, in die stof, en u tel my op. En die een op die ashoop wat swaar kry, die voorsien u voor. Dankie dat ons deel mag wees, en dat u ons ook vir ons so wil gebruik in u koninkryk. Ons bid dit in u naam. Amen. Geniet jou koffie, geniet jou naweek.
Ons gesels dan Dinsdag weer so 'n volgende ronde oor Lukas 16 vers 19 tot 31. Mooi loop en geniet dit.